Hou jy daarvan as iemand jou in die steek laat? Natuurlik nie. Gewoonlik hou ons nie daarvan as iemand ons in die steek laat nie. Ons wil mos op iemand reken om getrou te wees aan wat hy of sy beloof. Daar's soveel dinge wat gebou word op die veronderstelling dat iemand getrou sal wees, dat hulle sal doen en hulle beloftes sal nakom soos hulle beloof het. Ek en Wilma is besig om 'n televisiereeks te kyk van regspersone en hoe hulle optree. Dit is opvallend hoe uitgebeeld word dat hulle mekaar kort sal opoffer of hulle kliënte self sal opoffer om uit die moeilikheid te kom. Al wat 'n mens naderhand weet is dat jy nie weet wie jy kan vertrou nie. En dit gebeur ongelukkig nie net in sulke reekse nie. Dit gebeur in die lewe self ook. Ons weet ons hele land ly aan korrupsie van mense wat nie getrou is aan die rol waarvoor hulle bedoel is nie. En die grootste gevaar wat ons almal het, is dat ons almal naderhand kan dink dis maar die norm en dan raak ons self onbetroubaar en nie getrou nie. Jesus se mense is nie so nie. Jesus se mense sê ja is ja en hulle nee is nee. So leef jy so dat mense op jou kan staatmaak, nes jy staatmaak op Jesus se liefde vir jou. En Jesus se ja vir jou liefde beteken die Heilige Gees woon in jou. En volgens Paulus is die vrug van die Heilige Gees, hierdie Gees wat in ons woon, juis soos dit in Galasiërs 5 vers 22 staan. Die vrug van die Gees is getrouheid. So, leef getrou en betroubaar, leef so geïnspireerd.